Africa sitange unendile Namibia Kai kan gas Sengedamran naman Afrikas Pondapan nula Yeshimwe apo Ong gatero Yung kutukiro. Jy sal ons gasheer die week nie sommer op 'n baba of seentjie foto herken nie, maar wys nou 'n kikkie waarin hy 'n bietjie ouer is, dan val die rat sommer gou in plek. Maar dis mos, het jy geweet die seun van Grootfontein was 'n elektriesien op Tsumet reeds voor hy die klein kassie se skerms getref het. Dag, ek kom kyk wat vang jy aan as ons nie kyk nie. Ekskuus, dis my boetie Bram. Ons het ontmoet. Om klaar vertel en maak jy droog. Nee. Abby, jy's 'n seun van Grootfontein. So, hoe het jou pad teruggeloop na jou tuisdorp toe? Ja, Grootfonteiner en Murgenbeen moet ek sê. Ja, hoe die pad teruggekom het is ek en Olga het op 'n stadium het ons besluit, weet wat, die lewe in Johannesburg is nou baie lekker en jy kry alles wat jy nodig het en al sulke goed, maar daar is nie die kwaliteit lewe wat ons hier in Grootfontein of in Namibië byvoorbeeld kan hê nie. En dit was maar die mynrede gewees, of die hoofrede, is maar vir die klein enetjie, dat ons terugkom en kwaliteit lewe. Want wat ons ook agtergekom het met my ma se afsterwe so 2 jaar gelede, jy dink altyd die uurglas bly loop, en dan een oggend word jy wakker as sien iemand se uurglas het uitgeloop. En dis toe ons net besef het, weet wat, dis nou tyd om te beweeg. En ja, toe het ons laas jaar Desember die groot skuif gemaak. En soos jy kan sien, is nog baie die mekaar hier by ons. Maar dit is lekker om terug te wees, ek moet sê. Geniet dit verskriklik baie. Die mense is vriendelik. Sien 'n klomp nuwe gesigte, sien 'n klomp ou gesigte. So dis lekker. Ons geniet dit. Is daar enigiets wat jy wel mis of dalk gaan mis van die betonoerwoude van Johannesburg en Pretoria? Die hardeware winkels. Nee, dis verseker. Ek moet sê wat in Suid-Afrika nogal lekker is, jy kry enigiets wat jy nodig het en jy kry dit redelik vinnig. Ek dink op die einde van die dag in Namibië sal hulle waarskynlik dieselfde wees. Ek meen 'n ou kan goed invoer en al daai tipe van goed, maar alles het tyd hierso. Môre is nog 'n dag. So ou moet maar inval by dit dat ou 'n bietjie rustiger raak en maar net doen soos wat al die ander mense dit ook doen. As dit nie môre hier kan wees nie, is dit nou een van daai dinge. So, maar ek dink dit is nogal 'n ding waarna ek gewoond moet raak is dinge gaan nie teen dieselfde spoed gebeur nie. En daar is baie goed waar sonder jy moet klaarkom. Maar dit is fyn. Vertel vir ons 'n bietjie van Olga en dis Aiwa, nee. Die kleine Aiwa maus. Ja, ek en Olga is nou al wat 12 jaar getroud en gelukkig getroud. En ja, Aiwa is nou 5,5 jaar oud. Ja, vir haar hele, ek meen omtrent so wat 6 maande voordat sy gebore is, het ek in die buiteland begin werk. So ek het op 'n rotasie gewerk van 8 weke uit 2 weke by die huis. So almal baie min gesien en so aan. En so ons probeer nou maar dit alles opvang nou weer. En ja, my hartsepunt hierdie enetjie. Aitsa is 'n eg Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne. En dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, oneup2.com, as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. Waaroor in die buiteland het jy gedraai met jou werk? Man, ek was hele wêreld vol. Oh, dit is 'n schöner vogel, né? Ja. Vir die eerste 2 jaar het ek hoofsaaklik in Myanmar gewerk.
En toe van daar af, toe is ek Afrika toe, in Gabon gewerk, Ivoorkus. Waar het ek nog gewerk? Dit was Afrika gewees, in Nigerië bietjie gewerk. Nie te veel nie, ek het 1 of 2 draaie daar gemaak. En toe van daar af is ek Suid-Amerika toe. Toe het ek die laaste 2,5 jaar, 3 jaar, was het toe Brazilië, Argentinië, Chili. Nee, toe was ek die hele wêreld vol geweest en dit was nogal lekker geweest. Was ook in Amerika geweest, nou met my laaste rotasie. Baie lekker geweest, ek moet sê. Baie mooi plekke gesien. En die enigste ongeluk is net, daar waar jy krag nodig het, is eintlik niks. Dit is nie die idilliese strande en goed wat mense dink wat jy gaan kuier en so aan nie. Dit is maar rowwe areas. En so het nie altyd die mooi plekke gesien nie, maar ek het interessante plekke gesien en dit was lekker geweest. So ek het baie interessante paspoort ook, moet ek sê. Ja, 'n roda vogel, né? 2 jaar oud. Jy het eintlik drama studeer, maar wat is nou jou amptelike nering? Interessante een. Ja, ek het, toe ek met skool klaar maak, toe het ek elektries gaan, epishop gaan doen. Wat is dit in Afrikaanse vakmanskap gaan doen, op TCL. So ek het vir 6 jaar daar by hulle gewerk, gelukkig vir dit. En dit baie geniet. En ja, toe van daar af 97, toe het ek gaan drama swat. By Malalou, einde van my 2,5 jaar, het ek by Goli begin, toe my drama klaar gemaak. So, en nou, ja, wat sal ek nou doen? Dit is 'n interessante een. Toe ek die drama klaar gemaak het, toe het ek vir 'n maatskappy gewerk wat die mining gedoen het. So ons het selfs dit gedoen. Toe van daar af het ek nou vir die maatskappy gaan werk vir wie ek nou gewerk het. En in die buiteland gaan werk. So baie kennis opgedoen. So op die einde van die dag wat ek nou wil doen, is elektriese besigheid met verkoeling dan ook. So dit is maar wat ek hier in Grootfontein wil kom doen. So dis plaasboere help met enige elektriese ding, sy dit boorgate, spulpunte, al daai tipe van goed. Generators. Ja, so daar's 'n wye veld wat ou nou gaan dek en so aan. So dit is die idee dan. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Die Halberstads is 'n bekende familie in Grootfontein. Vertel vir ons 'n bietjie van die familiegeskiedenis. Ons is nou die hoeveelste geslag hierso. Ek dink ons is nou 4de. Hy was die 5de geslag hierso. So nee, ons is al donkie jare hier. My oupa Groetjie het van Hamburg af gekom en homself hier gevestig en alles en ja, klomp plase gehad en daai tipe van goed. Ja, en so het ons maar net aangegaan. Ek dink ek en my broer en my sussie is waarskynlik die eerste generasie gewees wat uit Namibië uit beweeg het om ander weivelde te soek en ja, ek en my sussie is al terug, so wag nou net vir my broer om terug te kom. So ja, ons al donkie jare hierso. Die plase ook al van generasie na generasie oorgedra en al daai tipe van goed.
En ja, soos wat jy sê, ons is bekende mense in Grootfontein en omgewing. Nee. Is daar boerdery in jou bloed ook of sal jou hand my eerder by elektriese werke? Ek dink op die oomblik sal ek eerder die elektries my hoofinkomste doen of my hoofbesigheid verkies. Die rede vir dit is, ek is goed daarmee, ek verstaan dit. Waar met boerdery, ek was nog al die jare half nie betrokke gewees nie, maar jy weet van mense wat boerdery doen en al daai tipe van goed, maar daar is waar ek nog baie moet leer. En ek dink die elektries is ook goed vir die kontantvloei, want dit is maar, met boerdery het jy kontantvloei nodig. As jy dit nie het nie, dan begin jy bietjie probleme optel en daai tipe van goed. So, boerdery ek nog baie om te leer. En dit is hoekom dit ook nou 'n goeie tyd is om terug te kom. My oom is nog steeds op 'n ouderdom wat hy my goed kan leer, dieselfde met my pa en so aan. Die boere, die bure en goed, is almal baie bereidwillig om te help en so aan. Hulle is nog steeds in 'n ouderdom wat hulle jou kan help. So ou wil nie daai geleenthede mis waar ander mense jou kan leer hoe boerdery werk nie, want boerdery is nie soos 30 jaar gelede waar almal op 'n stukkie grond sit en hulle maak dit nie. Dit het so kompeterend geraak, veral met die droogtes en al daai tipe van goed. Jy moet weet wat jy doen. So dit baie om te leer vir my. Is dit hoofsaaklik beesboerdery in julle familie of het julle ook al bietjie begin diversifiseer? Ons het op 'n stadium bietjie akkerbou ook gedoen, maar hier by ons die reën, ons het altyd agtergekom, daar's altyd daai 1 of 2 reën neerslae wat jy mis en dan is jy oes daarmee heen. So baie riskant. Gelukkig ons het opgehou met mielies en daai tipe van dinge. Op 'n stadium nogal skaap ook goed gedoen. My pa het amper 1000 skaap gehad op 'n stadium wat goed was. Maar weer eens, daar het jy nou weer jou jakkals en jou rooi katte en al daai tipe van dinge. So dit is baie moeilik. Ek weet jy wil nou nie alles om jou vergiftig en doodskiet en al daai tipe van goed om jou diere te beskerm nie. So moeilik. Ou moet maar gaan en die sommetjies doen en maar van daar af werk. Maar op die oomblik is dit meer beesboerdery. Die Simmentaler, my maal het nog al die jare het hulle, en my oom ook, meeste van die tyd hulle met Simmentaler wat hulle geboer het dan, ja. Ons moet oor Egoli gesels. Weet dit gaan opkom. Luister, is daar nog mense wat jou raakloop en jou onthou uit Egoli uit? Want dit is, weet ek, ook al 'n klompie jaar dat jy weg is. Ja. En dit is wat vir my so fascinerend is, hoe baie mense jou nog steeds herken. Ek meen, ek was seker 20 jaar gelede is ek nou al weg by Egoli. Gryser geraak, ouer geraak en al sulke goed. En mense herken jou nog steeds. Dit is nie meer so erg soos wat dit op 'n stadium was nie. Maar ek meen, daar is nog steeds mense wat jou herken as ek so van, joh, maar julle het 'n regtig goeie geheue. En ja, dis maar net amazing. So ek kry dit nog redelik gereeld, maar nie meer so erg soos wat dit op 'n stadium was nie. Ek meen, dit was, ja. Ek dink wat hom weggee is sy glimlag, né? As jy eers of lag, dan herken hulle jou nog makliker. Jy sê nou dit was rof op 'n stadium. Natuurlik, jy weet, saam met 'n seepiet kom ook sosiale verantwoordelikhede. Ja. Is dit 'n ding waarvan jy gehou het? Nee, glad nie. Ek moet nogal sê, dit is die enigste ding waarvan ek nie gehou het nie. Dit is die lekkerste werk wat ek in my lewe nog gedoen het, maar daai gedeelte was vir my glad nie lekker geweest nie. Party mense het floreer daarop. Dit was vir hulle lekker geweest. Vir my was die werk lekker geweest dat jy in 'n karakter kan in en uitkom. Ek het dit baie geniet. Maar die hele sosiale ding van uitgaan met mense gesels en daai tipe van goed, dit het nooit vir my natuurlik gekom nie. Dit was vir my nogal moeilik geweest. Ja. As toe jy drama studeer het, weet, waarvan het jy die meeste gehou? Meer ernstige rolle? Wat was jou forte? Ja, dis 'n moeilike een. Ja, ek dink ek was meer vir die ernstige. Ek is nogal baie, dit is vir my nogal moeilik om funny te wees. Ek meen, ek kan nou met my dogter en goed funny wees, maar dis maar ons manier van funny wees. Maar om regtig funny te wees of om nou snaaks te wees,
moet eintlik probeer om nie snaaks te wees en dit is wat dit snaaks maak. So dit is nogal nie maklik nie. En as jy nou weer kan terugkeer, het sy na die verhoog of die klein skerm of die groot skerm, wat se werk sal jy graag wil doen? Sjoe, mense, ek weet nie of ek ooit weer sal teruggaan nie, maar ek dink op die einde van die dag sal ek weer 'n sepie tipe van ding doen. Ek hou nogal daarvan. Die tipe rolle gee ek nie regtig voor om nie. Ek dink soos 'n misdadiger wees, daai tipe van goed, dit kan nog interessant wees. Maar die tipe rol gee ek nie om nie. Maar ja, die werk is 'n moeilike een. Veral meeste van die mense moet vandag freelance en dis maar net iets wat nie in my bloed is nie. Ek kan nie met daai onsekerheid werk van dat jy 'n paar maande nou 'n goeie kontrak het en dan kom hy tot 'n einde en word hy nie hernie, daai tipe van goed. So ja. Hierdie week uit die geskiedenisboeke. In Augustus 1864 het die oorlam Nama 'n reëlbot aangeval. Sendeling Frans Heinrich Kleinschmidt moes op die vlug slaan en sou op 2 September weens ontbering tydens hierdie reis op Otjimbingwe sterf. Nie alle leiers van die Ovaherero het Samuel Maherero se aanwysing op 3 Augustus 1891 as die groep se opperhoof aanvaar nie. Op 1 Augustus 1895 open 'n poskantoor op Omaruru en 3 jaar later kry Gobabis op dieselfde dag sy poskantoor. 'n heliograafverbinding is in Augustus 1902 via Omaruru en Kalkveld tussen Windhoek en Oudtshoorn bewerkstellig. Op 4 Augustus 1912 seën pastoor Alexander Metzner Luderitz se Felsenkirche in. Die Duitse radiosender in Windhoek het op 6 Augustus 1914 hierdie boodskap uitgesaai. Krieg met Engeland, Frankryk en Rusland. Op 2 Augustus 1957 stig Herman Andimba Toivo ya Toivo en ander leiers in Kaapstad SWAPO se voorganger, die Ovamboland People's Organisation. Sam Nujoma het in Augustus 1959 'n tak van die OPO op Tsumeb gestig. Marty Adisari, die VN se gesant vir Namibië, begin op 5 Augustus 1978 'n reis van 17 dae in die land. Op 1 Augustus 1980 word die Suidwes-Afrikaanse gebiedsmag amptelik in die lewe geroep as 'n verdedigingsmag vir 'n toekomstig onafhanklike land. Generaal Jannie Geldenhuys het presies 3 jaar voor dit die bevel oor plaaslike magte oorgeneem. Namib Air word op 3 Augustus 1990 tot Air Namibië herdoop. Vertel 'n bietjie van jou skooldae. Was jy op Grootfontein op skool tot en matriek gewees? Ja. Matriek hier klaar gemaak. Ek moet sê ek het skool glad nie geniet nie. So wat hulle sê, as jy nie goed is met iets nie, dan geniet jy dit nie baie nie. So ek het reg nogal gesukkel. Ja, so skool hier van die begin tot die einde. Ons het se A se B standaard 1 tot standaard dink ek 5 was ons in 'n Duitse afdeling gewees en dan van daar af het ons oorbeweeg na die Afrikaanse skool. So ja, ek het in 90 klaargemaak met skool hierso en toe ek oor TCL toe en daar my vakmanskap begin. Was jy 'n koshuiskind ook gewees? Nou? Was Koshuiskind, koshuis maar lekkerder elke as skool? Ja, ja, koshuis was lekker geweest, maar skool was nie lekker nie. So ja, ons was ook in die Duitse koshuis geweest. So daar was 'n gemengde koshuis geweest, seuns en dogters. En elke naweek huis toe gegaan. So ons was net in die week was ons in die koshuis wat baie lekker was. Nie soos die arme mense, die arme ouens van Rundu en so in Katima wat net een keer 'n kwartaal huis toe gegaan het. En ek het baie jammer vir hulle gevoel, maar ja. Nee, ons was elke naweek by die huis geweest. So dit was baie lekker geweest. Goeie herinneringe gehad daar. Dink jy deurdat jy teruggekom het dat jy jou dogter ook iets kan laat ervaar van daai groot word op 'n sogenaamde plattelandse? Absoluut, absoluut. Nee, jy kan ook sien met my dogter nou byvoorbeeld, sy het nooit middagslaapies gevat en so aan nie, want dis half asof haar energie nie heeltemal uitgeput was nie. Want nou, ek weet nie, dalk is dit ook maar die Namibiese hitte,
As sy in die middag by die huis kom en sy nogal poegaai, dan kom maar wag as die oë hang 'n bietjie en so aan. So nou kan ons naweek 'n middagslaapies vat en al daai goedetjies sonder dat sy ons nou pla want sy slaap nou saam. So dit is lekker, maar ek moet sê met die vriende en familie en bure wat ons ook het, daar's baie bure wat dieselfde ouderdom kinders het en so aan en ons gaan ou kan nou al agterkom. Hulle gaan definitief dieselfde ervaring kry as wat ons gehad het toe ons jonk was. Die boomklimmery. As dit gaan reën, dat jy met die trekker uitry, gaan sampioene soek, met die trekker agter met 'n tou, ski, daai tipe van goed. So ek sien verskriklik uit daarna, want dit is waar ons herinneringe gesit het. En dan ook die ander ding is natuurlik gaan rondtoer in Namibië. Dis die ander ding. Ek het sulke goeie herinneringe van Damaraland, Boesmanland. Daar is sulke mooi plekke wat ou kan sien en dit is wat ek graag wil hê wat Eywa op 'n stadium ook daai herinneringe wat sy eendag moet hê waar jy om 'n kampvuur sit, daai tipe van goed. Dis baie lekker. Hoeveel bome het jy al geklim? Seker ontelbaar. Hoeveel arms het jy gebreek in die proses? Ek dink ek het my arms 2 keer gebreek, maar vir my was 'n boomklim is nogal 'n ding. Die op is een ding, maar daai afklim, ek kon net nooit afkom nie. Altyd afgeval half. Dis half. So ja, ons werk met daaraan. Ek moet nog gaan sê die ander ding is ook oor dat sy nou 'n dogtertjie is. Sy altyd so half oorbeskermd en so aan. Jy is so bang sy iets gebeur. Maar ek en my vrou toe ook op 'n stadium agtergekom, weet wat, jy kan haar nie vir die res van jou lewe beskerm nie. En as hulle so beskerm groot word, dan vat hulle nie kans in die lewe nie. So nou, as jy wil klim, klim. As jy nie afkom nie, skree, ons sal jou kom help. En as jy nie skree nie, moet jy self plan maak. So dit werk nogal. Maar ons wag vir daai eerste armbreek. Hooplik kom dit nie te vinnig nie. Jy sit lekker hier buite op die grasperk. Ja. Is dit vir jou lekker om 'n end buite die dorp te bly? Ja. Ek moet nogal sê dit is wat nogal lekker is, wat jy kan sien my bird feeder hierso. Hy het 'n timer op, so die voëls vreet my nie bankrot nie. So hy gooi net elke dag of elke 4 keer 'n dag gooi hy 'n bietjie kos uit. Maar dit is wat lekker is. Al die voëlgeluide. Nie dat jy dit nie in die dorp kry nie, maar dit is hier voel dit net meer vry, meer oop. Dit is wat vir my lekker is. En dan natuurlik net die oop spasie. Ek meen hier is regtig baie spasie. Soos toe ons in Johannesburg was byvoorbeeld met die trampolien, ons yard was so klein geweest, daar waar hy staan, vrekkie gras later, want jy kan nêrens heen skuif nie. Waar hierso, jy skuif hom soontoe, dan soontoe, dan soontoe, hier so baie spasie en dit is regtig net, dit is lekker. En veral op 'n plaas wat lekker is ook is, jy kan die kar vat, jy kan die poste omry, jy kan vir Eywa beeste gaan wys, jy kan vir haar die bokkies gaan wys, al sulke goed. So dit is alles deel van die hele plaas ding. Bietjie uit die dorp uit, bietjie meer half asof jy meer vryheid het en so aan. So dit is lekker. Geniet dit. Ons stadshelpies hou altyd baie van die sterre want hulle is baie duideliker. Ja. Of kyk jy ook of het jy nie 'n teleskoop nie? Nee, ek moet nogal sê ek het lanklaas gekyk. Dis eintlik 'n goeie punt. Dalk moet ek dit op 'n stadium bietjie gaan doen. Bietjie op die gras gaan lê en die sterre kyk. Goeie idee. Maar jy lyk nog vir my in 'n goeie kondisie. Ek weet nie of Grootfontein se rugbyklub jou kan nader trek. Nee, ek het in my lewe het ek 2 keer rugby gespeel. Die eerste keer het ek het ek 'n hartsinskudding gekry en die tweede keer het ek my seelbeen gebreek. So nee, ek is klaar met rugby. Nee, ek het nooit groot geword met rugby nie, so dis 'n baie tawwe sport. Ek moet sê, ek geniet dit om te kyk, maar dis waar dit stop. Ons het maar sokker gespeel, joh. Sokker op skool gespeel. En wat doen jy om verder, jy weet, om jou gedagtes af te lei? Die stokperdjies om net, jy weet, bietjie af te sluit van die gewone af. Ja, Danie, wat doen 'n mens, né? Vir fiksheid en daai tipe van goed waarvan ek hou is bietjie gaan draf. So dit is vir my lekker. Ek kan nie al hierdie ander oefeninge en goed. Ek het al hierdie CrossFit probeer en so aan, sukkel verskriklik daarmee. So ek gaan draf. Dit is wat vir my lekker is om bietjie oefening te kry. Maar vir afwisseling of om my gedagtes weg te kry, ek hou nogal daarvan om goed te bou. Swys iets aan mekaar. Daai braai wat daar staan,
Ek het hom aan mekaar gesit op 'n stadium. So ek hou van sulke projekkies en so aan. So ja, dit is wat vir my lekker is goedjies bou. Veral nie houtwerk nie. Ek het al probeer houtwerk met daai ding werk nie. Nee, met swys is lekker. Jy kan hom altyd afsny, jy kan hom weer opswys. So dit werk. Het jy 'n houtwerkonderwyser op skool gehad wat jy nie van gehou het nie? Nee, waarvan ou nie gehou het nie. Hy het net so hard geslaan. En die ander ding is ook die sketse en goed wat jy moes gedoen het. Ek kon dit net nooit uitfigure nie. Party mense kon dit so maklik doen. Ek sê van nie baie gesukkel man. Abby, baie dankie dat jy jou huis vir ons oopgemaak het. Dani, baie dankie. Dit was nou lekker geweest om julle te ontmoet en alles. En ja, hopelik kan ons dieselfde doen oor 'n paar jaar weer. Dit was nou baie lekker geweest. In uit en tuis kuier ons dusver hoofsaaklik in Windhoek weens logistieke redes, maar ons het ook reeds 'n draai gegooi in Swakopmund, op Rehoboth en in Grootfontein. Nou, ons beplan ook reise na elders in Namibië en dis hoekom jy ons moet vertel waar ons moet gaan kuier in hierdie wye mooi land van ons. Jy kan vir my e-pos by dani@republikein.com.na. Mooi loop, tot volgende keer. Kaikan gas Sengedang merendaman Afrikaans Ponda panula Yeshimwe apo